Madeleine hier mensies, en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig gaan wegdryf, slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, my Miss Ferreira, soms as sy agter die rook en fantasie terugkom, en ook nou en dan 'n lekker storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe, en op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Onthou om op die link in die bio te klik om na al die verskillende platforms te gaan. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Goeienaand, ek is Marietjie Mas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het en ek nog nie iets soos 'n monster drink geken het nie. Vir meer as 30 jaar volg ek stories deur donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie en dat stilte soms harder skree as sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Vanaand sit ons weer saam onder die lamplig om na ware misdaadsake te kyk. Nie om sensasie uit iemand se dood te maak nie, maar om die mens agter die koerantopskrif te onthou. Onder die lamplig, episode 14. La Bestia, die man wat kinders laat verdwyn het. Hierdie episode handel oor die ontvoering, mishandeling en moord op kinders. Geen grafiese besonderhede word gegee nie, maar die inhoud bly ontstellend. Daar is monsters wat in donker steegies wegkruip. En dan is daar monsters wat helder oordag tussen mense rondloop. Hulle dra nie horings nie, hulle het nie rooi oë of lang kloue nie. Hulle glimlag, hulle praat sag, hulle bied vir jou kos aan, hulle beloof vir jou werk. Soms dra hulle selfs 'n Bybel. En soms sê hulle bloot, kom saam, ek gaan jou help. Gedurende die 1990s het kinders reg oor Colombia begin verdwyn. Een hier, nog een honderde kilometers verder. 'n Seun wat lekkers verkoop het. 'n Kind wat geld vir sy familie probeer verdien het. 'n Jong straatverkoper wat net iets wou eet. Die kinders het uit verskillende dorpe gekom. Hulle het verskillende families gehad. Maar kort voordat hulle verdwyn het, was daar dikwels 'n vriendelike vreemdeling. Soms was hy soos 'n priester aangetrek, soms soos 'n straatverkoper. Soms het hy voorgegee dat hy werk of kos kon aanbied. Sy naam was Louis Alfredo Garavito Cubilius. Maar Colombia sou hom later onder 'n ander naam leer ken. La Bestia, die dier. Colombia in die 1990s was 'n land wat deur geweld verskeur is. Dwelmkartelle, gewapende groepe, ontvoerings, politieke konflik, armoede. Duisende families is uit hulle huise verdryf en het na dorpe en stede gestroom op soek na werk en veiligheid. Baie kinders moes op straat oorleef. Hulle het lekkers, koerante en sigarette verkoop. Hulle het motors gewas. Hulle het enige klein werkie aanvaar wat vir hulle kos kon koop. Wanneer een van hierdie kinders verdwyn het, was daar dikwels iemand met geld, invloed of mag
wat kon eis dat die polisie aanhou soek. 'n Kind kon verdwyn en binne enkele dae verander sy naam in 'n leernommer. Daar was ook in die moderne databasisse wat verdwyning uit verskillende dorpe vinniger met mekaar kon verbind nie. 'n Vermiste kind in een provinsie het dus geen duidelike verband gehad met 'n liggaam wat honderde kilometers verder gevind is nie. Garavito het hierdie chaos verstaan. Hy het geweet watter kinders alleen was. Hy het geweet wie honger was. Hy het geweet wie waarskynlik nie onmiddellik gesoek sou word nie. Hy het nie net kinders gejag nie, hy het die gapings in die samelewing gejag. En daardie gapings was groot genoeg vir 'n monster om vir jare daarin weg te kruip. Louis Alfredo Garavito is op 25 Januarie 1957 in Genova, Colombia gebore. Volgens latere verslae was sy kinderjare vol geweld, mishandeling en verwerping. Dit is deel van sy geskiedenis, maar dit is nie 'n verskoning nie. Miljoene mense oorleef verskriklike kinderjare sonder om ander mense te vermoor. Garavito het as volwassene sy eie besluite geneem. Hy het beplan, gereis, vermommings gebruik, slagoffers gekies en spore probeer wegsteek. Daar was nie een oomblik van onbeheerde woede nie. Dit was 'n patroon wat hy oor en oor en oor herhaal het. Mense het hom soms Tribulin genoem, die Spaanse naam vir Disney se Goofy, glo weens sy voorkoms en ongemaklike manier van beweeg. Hy is ook El Loco, die maalman, en El Cura, die priester genoem. Maar die naam wat sou bly, was La Bestia. En tog het mense wat hom ontmoet het nie noodwendig 'n gevaarlike man gesien nie. Hy kon stil wees, hy het nederig voorgekom, hy kon homself swak en onskadelik laat lyk, want dit is wat ons soms van roofdiere verkeerd verstaan. Die gevaarlikste mense lyk nie altyd gevaarlik nie. As hulle soos monsters gelyk het, sou niemand naby hulle gekom het nie. Garavito se grootste wapen was nie geweld nie, dit was vertroue. Garavito het nie altyd dieselfde identiteit gebruik nie. Soms het hy homself as 'n monnik of godsdienstige man voorgedoen, ander kere as 'n straatverkoper, plaaswerker, bedelaar, liefdadigheidswerker en soms net 'n vriendelike vreemdeling wat bereid is om jou te help. Hy het hoofsaaklik jong seuns uit arm gemeenskappe geteiken. Hy het hulle dopgehou, gesien wie alleen was, honger was, desperaat vir geld. Dan het hy begin praat, nie dreig nie, nie skree nie, praat. Ek het werk vir jou, jy kan geld verdien, ek sal vir jou iets gee om te eet, kom saam, dis nie ver nie. Dink net hoe eenvoudig dit klink, vir 'n hongerkind, is dit nie 'n dreigement nie, dis 'n kans. Garavito het die kinders na afgesonderde plekke gelei, lande, heuwels, rietplantasies of verlate terreine. Plekke waar niemand maklik sou hoor of sien wat gebeur nie. Daar het hy hulle vermoor. Daarna het hy aanbeweeg, 'n ander dorp, 'n ander naam, 'n ander stel klere, nog 'n kind, en toe nog een. Wanneer 'n kind verdwyn, bly daar nie net 'n leë bed agter nie. Daar bly 'n familie agter wat nie weet of hulle moet hoop of treur nie. 'n Ma wat elke keer opkyk wanneer sy voetstappe hoor. 'n Pa wat bushaltes en polisiestasies besoek. Broers en susters wat wonder of hy dalk môre deur die deur sal stap. Daar is nie dadelik 'n begrafnis nie. Nie 'n graf waarheen jy blomme kan neem nie. Net vra. Het hy weggehardloop? Het iemand hom gevat? Leef hy nog? Is hy bang? Kom hy huis toe? Vir baie families sou daardie vrae jare lank onbeantwoord bly. En terwyl hulle gewag het, het Garavito voortgegaan. Dit is moontlik die donkerste deel van die hele saak. Hy kon aanhou omdat sy slagoffers arm en kwesbaar was. Die stelsel het nie een groot tragedie gesien nie. Dit het honderde klein verdwynings gesien. Elkeen in 'n ander dorp, elkeen in 'n ander leer.
totdat die grond self begin praat het. In die middel van die 1990s het mense op verskillende plekke menslike oorskot begin ontdek. Boere, werkers, mense wat bloot deur velde en afgeleë gebiede beweeg het. Slagoffers was meestal jong seuns. Daar was ooreenkomste. Die liggame is op soortgelyke plekke gelos. Dieselfde soort slagoffer is gekies. Sekere tekens het oor en oor verskyn. Stadig het ondersoekers begin besef dat hulle nie met onverwante moorde te doen gehad het nie. Daar was 'n patroon. Iemand wat van dorp tot dorp reis. Iemand wat kinders nader, wat maklike vertroue sou gee. Iemand wat presies dieselfde proses herhaal. Maar Garavito se bewegings het hom beskerm. Teen die tyd dat 'n liggaam gevind is, was hy moontlik reeds honderde kilometers ver. Hy het nie 'n enkele huis of kelder gehad wat die polisie maklik kon deursoek nie. Sy hele lewe was 'n wegkruipplek. Maar selfs 'n man wat glo hy is onaantastbaar, maak foute. En Garavito het bewyse agtergelaat. By een van die tonele het ondersoekers dokumente en ander items gevind wat moontlik aan die moordenaar behoort het. Die leidrade het na 'n man gelei wat onder verskillende name gereis het. 'n Man met 'n geskiedenis van misdrywe teen kinders. Louis Garavito. Maar die deurbraak sou uiteindelik nie uit 'n dokument of 'n kaart kom nie. Dit sou kom van 'n kind wat geweier het om nog 'n slagoffer te word. Op 22 April 1999 het Garavito nog 'n seun genader. Hy het waarskynlik gedink dit sou weer dieselfde verloop. 'n Gesprek, belofte, afgesonderde plek. Nog 'n kind wat nooit huis toe gaan nie. Maar hierdie keer het die seun weerstand gebied. Hy het ontsnap, hy het hulp gekry en die polisie het Garavito gearresteer. Aanvanklik is hy in verband met die poging tot aanranding van die kind aangehou. Maar ondersoekers het reeds geweet dat hulle moontlik met iets veel groter te doen het. Garavito het aanvanklik alles ontken. Natuurlik het hy. Mense soos hy bely nie omdat hulle gewete skielik wakker word nie. Hulle wil eers weet, hoeveel weet julle? Wat het julle gevind? Kan julle my verbind? Maar hoe langer die ondervraging aangehou het, hoe duideliker het dit geword dat die stil man voor hulle presies verstaan waarvan hulle praat. Toe het sy storie verander. Ondersoekers het Garavito met meer as 100 moorde gekonfronteer. Hy het erken dat hy daarvoor verantwoordelik was. En toe het hy iets gesê wat die hele ondersoek verander het. Daar was meer. Baie meer. Garavito sou uiteindelik meer as 190 kindermoorde erken. Hy het begin praat oor dorpe, roetes, afgeleë terreine. Hy het kaarte geteken, hy het ondersoekers na grafte gelei waarvan hulle nie geweet het nie. Dink daaroor. Die polisie sê, ons verbind jou met meer as 100 vermoorde kinders. En sy antwoord is basies, julle het nog nie almal gekry nie. Hy het plekke onthou, hy het besonderhede onthou, hy het sy moorde soos 'n reisplan in sy kop gedra. Garavito het later om vergifnis gevra en beweer dat hy berou gehad het. Vergifnis. Wat beteken daardie woord, wanneer 'n familie jarelank nie weet waar hulle kind lê nie? Wat beteken vergifnis, wanneer die man wat vra, sy bekentenisse gebruik om 'n ligter straf te probeer kry? Want Garavito se samewerking was nie net 'n teken van berou nie, dit het hom ook bevoordeel. Elke kaart wat hy geteken het, elke graf wat hy help vind het, en elke bekentenis kon gebruik word om te wys dat hy met die staat saamwerk. En toe kom die deel van die verhaal wat Colombia woedend gemaak het. Sy vonnis. Louis Garavito se saamgestelde vonnisse het meer as 1800 jaar tronkstraf beloop. Dit klink indrukwekkend. 1800 jaar. Nou dit klink
na geregtigheid. Daar was net een klein probleempie. Geen mens leef so lank nie. En Colombiaanse wetgewing het destyds 'n maksimum effektiewe tronkstraf bepaal. Garavito kon dus nie werklik vir 1800 jaar opgesluit word nie. Sy praktiese vonnis is tot ongeveer 40 jaar beperk. Omdat hy skuld erken en met die ondersoek saamgewerk het, was verdere strafverminderinge ook moontlik. Verskoon tog. 'n Man erken vir meer as 190 kindermoorde en nou moet almal ernstig bespreek of hy dalk eendag weer vry kan rondloop. Kan jy jou voorstel dat jy een van die families is? Die man wat jou kind vermoor het, kry 'n vonnis van meer as 1000 jaar. Dan kom iemand met 'n das en 'n leer en verduidelik, ja, maar tegnies beteken dit nie eintlik dit nie. Nee. Daar is tye wanneer die wet ingewikkeld is. En dan is daar tye wanneer die wet in die gesig van honderde families kyk en sê, ons het ongelukkige administratiewe probleempie. Sy moontlike vroeë vrylating is jare lank bespreek. Hy is uiteindelik nooit vrygelaat nie, maar die feit dat dit enigstens moontlik gelyk het, was vir baie families 'n tweede trauma. In die tronk is Garavito van baie ander gevangenes weggehou, nie omdat iemand hom wou beloon nie, omdat ander gevangenes hom waarskynlik sou doodmaak. In onderhoude het hy dikwels sag gepraat. Hy het hom soms as godsdienstig en berouvol voorgedoen. Hy het oor sy eie swaar kry vertel. Hy kon nederig en amper onskadelik voorkom. En dit is dalk die grootste waarskuwing in sy hele saak. Kwaad skree nie altyd nie. Manipuleerders dreig nie altyd openlik nie. Sommige praat sag, sommige vertel hartseer stories. Sommige laat jou voel jy's wreed wanneer jy hulle aanspreeklik hou. Garavito kon ure lank oor sy eie pyn praat. Maar honderde families moes leef met die pyn wat hy veroorsaak het. Hy kon om vergifnis vra. Hy kon sê hy het verander. Hy kan oor God praat. Maar geen onderhoud, gebed of tronkbekering kon een van die kinders terugbring nie. Verskillende bronne gebruik verskillende getalle van kinders. Meer as 140 moorde is sterk deur ondersoeke, liggame en bekentenisse ondersteun. Garavito het vir meer as 190 kindermoorde erken. Sommige ondersoekers het geglo dat die werklike getal moontlik nog hoër was. Maar ons moet versigtig wees. 'n Moordenaar kan lieg, hy kan oordryf, hy kan besonderhede vermeng. En baie slagoffers is nooit geïdentifiseer nie. Maar die bevestigde waarheid is reeds verskriklik genoeg. Ons hoef nie die getal groter te maak om die verhaal donkerder te laat klink nie. Die waarheid is donker genoeg. En dalk moet ons ophou om net die getalle te hoor. 190, dit klink amper klinies, soos 'n statistiek. Maar dit was nie een tragedie met 190 dele nie. Dit was kinders. Elkeen met 'n naam, 'n persoonlikheid, 'n gunsteling kos, 'n droom. 'n Kind wat dalk van sokker gehou het, een wat grappies vertel het, een wat bang was vir donderweer, een wat net probeer het om geld vir sy familie te verdien. Wanneer ons net 190 slagoffers sê, verander ons hulle in dieselfde ding waarin Garavito hulle verander het, 'n getal. Luis Alfredo Garavito het sy laaste jare in die gevangenis deurgebring. Hy het kanker gekry. Op 12 Oktober 2023 is hy op 66 jarige ouderdom in hospitaal in Valledupar dood. Hy was steeds 'n gevangene. Hy het dus nooit weer 'n vry man buite die tronk geloop nie. Vir sommige mense was sy dood 'n verligting. Vir ander was daar woede dat hy nie langer geleef het om sy straf uit te dien nie. Maar sy dood het ook beteken dat enige geheime wat hy nog gehad het, saam met hom gesterf het. Daar was steeds onbekende grafte. Daar kan families wees wat nooit antwoorde gekry het nie. Daar kan kinders wees wie se verdwynings nooit amptelik met sy naam verbind sou word nie. Garavito is dood, maar vir baie families het die verhaal nooit werklik geëindig nie. 'n Moordenaar se dood herstel nie wat hy vernietig het nie.
Dis maklik om na Louis Garavito te kyk en te sê hy was 'n monster. En hy was. Maar die woord monster kan ons ook te gemaklik laat voel, want monsters behoort aan sprokies. Hulle is nie soos ons is nie. Hulle kom uit die donker en verdwyn weer daarin. Garavito was egter 'n mens. 'n Mens wat keuses gemaak het. 'n Mens wat die swakhede van ander uitgebuit het. En 'n mens wat kon aanhou omdat 'n gebroke stelsel hom gehelp het. Armoede het hom gehelp. Swak kommunikasie tussen polisiestreke het hom gehelp. 'n Samelewing wat straatkinders as onsigbaar behandel het hom gehelp. Hy het die kinders vermoor, maar die wêreld rondom hulle het dit vir hom maklik gemaak om hulle te bereik. Dit verminder nie sy skuld nie, dit vergroot ons verantwoordelikheid. Ons kan nie altyd keer dat 'n gevaarlike mens bestaan nie, maar ons kan besluit of kwesbare kinders raak gesien word, of elke vermiste kind met dieselfde dringendheid gesoek word, of volwassenes luister wanneer 'n kind sê iemand laat hom ongemaklik voel. Garavito se grootste beskerming was nie dat hy 'n genie was nie. Dit was mense se blinde kol. Louis Garavito het baie gesigte gedra. Priester, verkoper, bedelaar, vriendelike vreemdeling, berouvolle gevangene, maar agter elke gesig was dieselfde man. 'n Man wat kinders se honger, armoede en vertroue as wapens teen hulle gebruik het. Hy het geglo niemand sou die patroon sien nie. Die kinders was te arm, die dorpe te ver uit mekaar, die polisiestasies te besig. En vir jare was hy reg, tot een seun ontsnap het, een kind wat geleef het, een stem wat kon vertel, een fout wat die hele donker wêreld rondom Louis Garavito oopgebreek het. Ons vertel ware misdaadstories omdat die donker ons fascineer, maar ons moet versigtig wees dat die moordenaar nie die belangrikste mens in die verhaal word nie. Garavito het genoeg aandag geneem toe hy geleef het. Die laaste gedagte behoort daarom nie aan hom nie. Dit behoort aan die kinders, aan die wie se name bekend is, aan die wat nooit geïdentifiseer is nie, aan die families wat antwoorde gekry het, en aan die wat steeds wag. Die gevaarlikste monsters dra nie altyd 'n masker nie. Soms is die vriendelikste gesig self die masker. En soms is die belangrikste ding wat ons kan doen, om die mense raak te sien wat die wêreld geleer het om te ignoreer. Tot volgende keer. Bly veilig, bly wakker, en wanneer die nag stil word, hou die lamplig aan. Onder die lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.